Ons gaan weer 'n paar verse lees vanaand oralster, so ek sal net nou aankondig waar ons gaan wees. Ons is besig met hierdie reeks oor die impak. Ek wil gou hoor hoe gaan dit met julle oefenry. Want onthou nou weer, elke een van julle, die oomblik as jy nou die kampus verlaat en huis toe ry of op 'n uitreik ry of by skoonfamilie gaan kuier of by wie ook al gaan kuier, jy's op uitreik. En daar waar jy kom, moet jy 'n impak maak. Stem julle met my saam? Dat julle op uitreik is. Nee, ek sien party wonder daaroor. Ek weet jou maat jou geleer, mens moenie alles glo wat dominee sê nie. Maar hierheen kan jy maar glo. Jy's nou op uitreik. So die oefenprogram, eerste een het gaan oor deugsaamheid. Aan die ander woorde, om goeie staf te doen vir mense. Klein goedjies. Ek hoop julle het al daarmee begin. Want weet julle wat se groot impak sal dit maak, net as jou houding verander as jy petrol ingooi. Of net as jy anders optree teenoor die ou wat voor jou inry. Net as jy begin anders optree teenoor die ou wat jou skade wil berokken. Klein goedjies wat 'n impak maak. Dis waaroor deugsaamheid gaan. Tweede oefening van daai eerste week sê jy moet die Bybel begin lees. Nie om die versies uit jou kop uit te ken nie, maar om die God wat in die Bybel van vertel word te ontmoet en sy hart te leer verstaan. So ek hoop jy het regtig nou 15-20 minute 'n dag begin afstaan daaraan om doodeenvoudig net die Bybel te lees, God te leer ken. Laasweek het ons gepraat oor teen sonde wees. Ek hoop ek julle maas laat weet dat die dominee by studentegemeente is daarom nog teen sonde. Het jy 'n gesprek getyp tussen jou en jou vriendinne? Julle gechicken. Nee. Doen dit. Jy kan 'n lewe van oorwinning leef. God sê, is moontlik. So begin heers oor die sonde in jou lewe. En dan die tweede een wat ons genoem het van die sonde ding is oor jou tong. Nie hoe jy praat, bring dit hemel of bring dit hel. En ek weet die versoekings is groot, want julle skryf nou eksamen en daar's dosente wat vraestelle opstel wat betrokke is en. Bring my hemel. Dit help dalk met die of so iets, ek weet nie. Vanaand gaan ons verder. Ons versie, ek gooi hom op die bord vir julle, 2 Petrus 1 vers 5 tot 7. Ons gaan later in Jesaja lees, so jy kan 'n bietjie vasbyt. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid met kennis, kennis met selfbeheersing en selfbeheersing met volharding. En die volharding met godsvrug. Die godsvrug met liefde onder mekaar en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. Hierdie laaste vers 7 sal ek daai Sondag aand as julle terugkom van vakansie af voor die pik weer begin. Ek weet nie wat die datum nie, maar ergens oor 3 weke of 4 weke sal ons oor hom preek. Vanaand bietjie oor godsvrug. Maar kom ons toets gou bietjie. Julle is mos nou opgewarm vir toetse en eksamens. Ons kyk of julle hierheen kan regkry. Hoeveel keer per dag dink jy aan God? Miskien in eksamen nou 'n bietjie meer. Dalk bietjie heel wat meer skietgebedjies. Maar wees gou eerlik met jouself. Hoeveel keer 'n dag dink jy aan God? En nie in 'n sin van om hulp te vra vir jouself nie. Maar hoe awesome hy is. Hoor jy die verskil? Dink baie aan God as ons in die nood is en ek, Here, wat is hierdie antwoord nou weer, Here? Ek weet ek het dit geleer, Here, help gou vir my asseblief. En daar's niks fout daarmee nie. Maar hoeveel keer 'n dag dink jy en sê, "Wow, Here, is amazing." Kyk wat het gebeur. En dis die tweede vraag en as die toets verby, so ontspan. Wanneer laas het jy 'n hele gebed van 10 minute, 15 minute net gespandeer om God te prys? Niks vir jouself gevra nie. Maar net die Here geloof en prys vir wie hy is, vir wat hy gedoen het. Want dis waaroor godsvrug gaan. Is om 'n lewe en 'n gebedslewe en 'n gedagtewêreld en 'n doenwêreld te hê wat God verheerlik omdat hy God is. Wat sy naam die hele tyd groot maak. En julle weet dit, ek het dit al baie keer gesê, Sandrie sê dit ook, dit gaan nie oor jou nie. Jy's nie die myn peanut in die pakkie nie, want dit gaan oor God. En oor wie hy is. En julle weet dit, ons gesprekke gaan net oor onsself nie. Gaan net oor wie ek is en wat ek short en
Ja. Ons leef hierdie lewe met myself as die hoofrol. Die hoofkarakter in my lewe. Nee, God moet die hoofkarakter wees in die storie van jou lewe. En jou hele lewe moet so wees dat dit God verheerlik. Dan is jy besig met Gods vrug. En ja, jouself verloon om dit te kan doen. Jouself agtertoe skuif en God vorentoe. Anders dit onmoontlik. En dit kan iets daarvan begin regkry as jy genuine snap wie God is. Jesaja 40, maak daar oop, dat jy dit kan sien vir jouself, vir my glo. Nie my glo nie, maar die Bybel glo. So ons kan regkry om genuine te snap hoe groot en hoe huge en hoe amazing God is, raak dit nogal makliker om hom te prys. Kom ek maar gou voorbeeld terwyl jy soek. Was jy verskriklik baie trots op die Springbokke wat gewen het Saterdag? Nee, want hulle het met 2 strafdrieë gewen. Eintlik baie shaky gewen. Selfs met God, moet snap wie hy is, sy wonders, sy grootheid sien, en dan kan jy genuine hom prys. Jesaja 40 vers 9. Klim op 'n hoë berg en roep hard, Sion, jy wat die goeie tyding moet bring. Roep hard, Jerusalem, jy wat die goeie tyding moet bring. Moenie bang wees nie, sê vir die stede van Juda, julle God is hier. Die Here God kom, hy is die magtige, hy regeer, hy bring die volk saam wat hy syne gemaak het, die wat aan hom behoort is by hom. Soos 'n herder versorg hy sy kudde, die lammers maak hy bymekaar in sy arms en hy dra hulle teen sy bors, hy sorg vir die lammeroë. Ek gaan nou verder lees. Hoor julle die ma karaktereienskappe van God? Die versorging, die sagtheid, die lammetjies wat nie kan loop nie, draai. Die versorging van sy kudde, van sy volk, van jou. Hierdie regeerder wat almagtig is en regeer, versorg die swakkeling. Vers 12. Wie het die waters in die holte van sy hand afgemeet, met die breedte van sy hand die maat van die hemel bepaal, met die maatemmer die grond van die aarde afgemeet, met 'n skaal die berge en die heuwels geweeg? Wie kan die gees van die Here pyl? Wie kan sy raadgewer wees? Vir wie raadpleeg hy dat die hom tot insig sou bring en hom sou leer wat om te doen? Wie leer hom en onderrig hom dat hy met insig kan optree? Die nasies is vir hom soos 'n druppel aan 'n emmer, soos 'n stoffie op die skaal. As hy die eilande op 'n skaal sit, is hulle soos stofdeeltjies. Al die hout in die Libanon is nie genoeg om 'n vuur op die altaar vir 'n vuur op die altaar nie, en al die wild nie genoeg vir offer aan die Here nie. Al die nasies is soos niks teenoor hom nie. Hulle is vir hom minder as niks, asof hulle nie bestaan nie. Het jy al so aan die skepping gedink? Ek dink ons dink baie keer, God het net gepraat en woeps, daar was als. Ek wonder of hy nie met moeite en met klei wat hy tot sy beskikking gehad het. Dis mos nou wat jy kry as jy grond en water bymekaar gooi, is klei. Elke liewe ding met sy hand gevorm het, afgemeet het, presies bepaal het. Ja, want ons het 'n God van presisie. Ons het nie 'n God wat random goed laat gebeur, presies in beheer. So as jy nou huis toe ry en jy sien die berge, het God dit met 'n maatemmer geskep en daar kom neergooi en so gevorm dat dit lyk soos dit lyk? Was dit per ongeluk? Nee, ek wil glo met my wese dat dit is soos hier staan. God het dit afgemeet. Hy het dit bepaal. As jy weer 'n slag in die spieël kyk, wat seker net nou sal wees, of môreoggend voor jy gaan toets skryf, per ongeluk? Ma se gene dat jy daai bakkies het wat jy het? Nee, God het dit bepaal. Met die hand gemaak. Elke liewe een, daarom is ons so uniek dat daar niemand anders soos jy is nie. Hoor julle die detail, die definisie van wie God is? Hoe huge en hoe amazing hy is? Maar kom ons lees verder. O ja, ekskuus voor ek aangaan. Wie gaan hom raad gee? Die Here het nie 'n telefoonoproep van daai vriend dat daar iemand anders is wat groter as hy is, wat hy kan bel om hom voor. Nee, hy is die kennis. Hy is die almag. Hy gee homself raad.
Vers 18. Hoe is hy bo ander gode? Vers 18. Met wie kan julle God dan vergelyk? Met watter beeld kan julle hom gelykstel? 'n Beeld word deur 'n ambagsman gegiet en deur 'n smid met goud oorgetrek en met silwer kettingkies versier. Wie te arm is om so 'n offer aan sy God, wie te arm is vir so 'n offer aan sy God, kies hout wat nie vrot nie en soek vir hom 'n bedrewe ambagsman om vir hom 'n beeld te maak wat nie omval nie. Skerry, hè? Weet julle dan nie? Het julle nog nie gehoor nie? Is dit nie van die begin af aan julle bekend gemaak nie? Het julle nie 'n begrip van hoe die aarde ontstaan het nie? God het sy troon bo kan die hemelkoepel. Die aardbewoners is vir hom so sprinkane. Die span van die hemel oop soos 'n tentdoek, oop soos 'n tent vir die mense om onder te woon. Hy maak die vername mense tot niks, die heersers van die wêreld asof hulle nie bestaan nie. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars het hulle wortel geskiet, of hy blaas sy asem oor hulle en hulle verdor. Die stormwind vat hulle weg so stoppels. Met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek, vra die Heilige? Kyk op na die hemel, wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek en hulle volle getal. Dit is hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg dat hy geen een van hulle ontbreek nie. Wow. Wow. Het jy al so aan God gedink? Of dink ons net aan God as Jesus wat ons sondes wegvat? Hy's baie meer, baie groter. Julle ken Psalm 139, die wat die kampe bywoon. As jy hom nie ken nie, gaan lees hom by die huis. Ek gaan hom nie lees nie. Psalm 139 gaan daaroor dat daar geen plek in hierdie wêreld, in hierdie heelal, in alles wat is, bestaan wat God nie is nie. Hy's orals. Hy's orals. En hy weet alles van jou voor jy self nog gaan uitvind wat jy gaan dink, weet hy al wat jy gaan dink. So gaan lees hom 'n bietjie om te sien hoe God amazing is in jou lewe. Wanneer ons snap hoe groot God is en wie hy is, kan jy nie anders as om hom te loof en prys nie. Maar as God nie vir jou so groot is nie, is dit onmoontlik om hom te prys. Is dit onmoontlik om 'n lewe van lof aan hom te leef. Psalm 66, bly gou sien toe. Want dis jou huiswerk vir die vakansie, is om hierdie Psalm elke dag te lees. En julle wat slim is, moet hom nie uit jou kop uit leer nie. Lees hom. Dis nou net om die ander te troos dat ek dit sê, hoor. Psalm 66. Ek het hom nie op die bord nie, so bly sien toe. Merk hom ook. En sit 'n boekmerk wat jy in jou Bybel het daarin, dat jy hom hierdie vakansie kan lees en lees en lees en lees, want hier's 'n paar geheime in hierdie Psalm van hoe om God te loof en prys. Vir die koorleier, 'n lied, 'n psalm, juig tot eer van God, almal op aarde. Sing tot roem van sy naam, gee hom die eer wat hom toekom. Bely voor God, hoe ontzagwekkend is u werk. U mag is groot, u vyande kruip voor u. Alle mense moet voor u buig. Hulle moet sing tot u eer. Hulle moet sing tot eer van u naam. Kom hoor wat God gedoen het. Kom hoor van sy magtige dade onder die mense. Hy het die see in droë land verander. Sy volk het droogvoets deur die rivier getrek. Toe het ons gejubel oor hom, wat ewig heers deur sy mag en die nasies in die oog hou. Die vyande moet hulle nie teen God verset nie. Prys ons God, alle volke, laat sy lof weer klink. Dit is hy wat ons die lewe gee en nie toelaat dat ons struikel nie. U het ons beproef, o God, ons gelouter soos silwer. U het ons in 'n net gevang, 'n swaar las op ons gelê. U het ons deur mense laat vertrap. Ons het deur vuur en water gegaan, maar toe het u ons uitgelei na oorvloed toe. Ek sal u huis betree met brandoffers en aan u die geloftes betaal, wat ek gedoen het, wat ek afgelê het toe ek in nood was. Ek bring vir die vetskape en brandoffers, ramme en wierookoffers. Ek offer beeste en bokke. Kom luister, alle dienaars van God. Ek wil vertel wat hy vir my gedoen het. Skaars het ek na hom geroep, of daar was reeds 'n loflied op my lippe. As daar sonde in my hart was, sou die Here nie geluister het nie. Maar God het geluister. Hy het my gebed verhoor. Die lof kom God toe, wat my gebed nie afgewys het en sy trou nie van my weerhou het nie. Gaan lees hierdie Psalm elke liewe dag by die huis hierdie vakansie.
Hierdie skrywer dink en praat oor God, oor wat God alles gedoen het. Uit stories uit die Bybel uit, haal hy aan. Watter stories in jou lewe het jy wat jy oop mond gestaan het oor wat God gedoen het? Wat? Is dit wat die Here gedoen het? Dis waarvoor die Ou Testament daar is. Daar's storie op storie op storie op storie op storie van God se amazing stuff wat hy gedoen het. Waarvoor jy hom kan loof en prys, maar jy moet ook jou eie stories hê. Goed in jou lewe wat gebeur het, wat jou laat verwonderd staan oor God. Want hierdie God wat die heelal so vashou, wat volke gee in ruil vir sy eie kinders, hou jou in sy hand. Hou jou vas. Stories hê waaroor jy kan opgewonde wees. En hoe meer jy aan stories dink, miskien jy 'n notaboek begin vat en neerskryf die staf wat God al vir jou gedoen het. Jy laat verwonderd staan. Hoe meer jy dit sien en hoe meer jy sien hoe groot God se hand in jou lewe is, hoe makliker is dit om hom te prys. En dis ook 'n ding wat hierdie skrywer van Psalm 66 doen, is hy lyste van wat God gedoen het. Ons het 'n sêwoord wat sê wat jy met jou seëninge tel. Julle al gehoor, julle ouma sê dit, nê? Het jy jou nou al getel? Ek leer jou. Gaan vat 'n skoon papier en begin neerskryf. Dit waarvoor jy vir die Here dankbaar is. Goed dat in jou lewe is wat jou lewe wow maak. En moenie dink nie een van julle se lewens is wow nie, jy moet dit dalk net begin raak sien. En waaroor gaan dit? Kos, genoeg. Klere, meer as genoeg. Huis. Mense wat in jou lewe is, wat vir jou omgee, vir jou lief is. Kar. Vakansie. Punte. Graad. Kan jy lank besig hou met 'n eenvoudige lys van die eenvoudige staf wat in jou lewe is. En ons vat dit for granted, is dit nie? Maar begin dit dalk 'n slag neerskryf en begin vir die Here dankie sê vir elke liewe dingetjie wat in jou lewe is. En miskien moet jy 'n bietjie ophou piep ook oor dit wat jy nie het nie. Tel jou seëninge, skryf dit 'n slag neer en deel dit met iemand. Sê, wow, weet jy wat, ons het vandag genoeg gehad om te eet. Ek dink op die pik gaan jy ou so snaaks aankyk en sê, hoorie, is nie vanselfsprekend nie. Dis genade dat jy genoeg het om te eet. Genoeg het om aan te trek, ensovoorts, ensovoorts. Die amazing ding is wat ons doen, is ons vergelyk onsself met iemand anders, nê. En ons doen dit gewoonlik met die ou wat meer het as ek. So ek kyk na my buurman en sien, yes, hy ry nie 'n geel Nissan bakkie wat 1903 oud is nie. Sy het darm al veiligheidsgordels, maar net nie eers van dit nie. Ons vergelyk met die ou ryker. En dan kyk ek na myself en sê, ek is almal 'n sukkelaar. Ek is arm. Vergelyk jouself 'n slag met die een wat niks het nie. Vat 'n slag hierdie vakansie, die bediende wat by julle in die huis werk, huis toe met jou kar. Jy gaan niks oorkom nie. Genien. En gaan drink 'n koppie tee by hom. As hy koppies het en tee het. Anders vat jy dit saam. En los dit wat oor is daar. En vergelyk jou met haar. Wat met 2000, 2500 rand 'n maand leef. En sien hoeveel seëninge het jy. En begin God daarvoor prys. Ja, as jy hierdie twee goed snap, God se grootheid, God se enorme wese, en wat hy doen, en wat hy vir jou doen en vir jou gee, sal jou gebede begin verander. Sal jou gebede meer van dank en van lof wees aan wie God is, en minder van jouself en wat jy wil hê en wil kry. Right, dis die eerste oefening. Byt vas, ek's amper klaar. Tweede oefening oor God se vrug. Markus 11.
Ek het hom op die bord weer, vers 22 tot 24. Julle gaan opsoek. Markus hoofstuk 11. Vers 22. Toe sê Jesus vir hulle. God self sê dit. Jesus was nie die minderwaardige een nie, dis God self wat dit sê. Julle moet geloof in God hê. Dit verseker ek julle. Elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so wees. In Afrikaans, verwag wonderwerke elke liewe dag. Begin God vra vir huge goed. Begin hom vra vir die berg in jou lewe om in die see te spring. Vul jou lewe daarmee. Wonderwerke. Ja, hulle gebeur reeds in jou lewe. Jy moet net begin soek daarna. En hulle begin raak sien. My Daniel, die 7-jarige ouetjie, of graad 2 was dit, 7, 8, ek weet nie. As te veel, ek kan nie alles onthou nie. Hy sê gisteraand, toe ons lees oor wonderwerke, sê ja, hy dink wonderwerke gebeur nog, hy sien hulle net nie lekker nie. En ek dink ons is ook so. Ons glo dit, ons bely dit, ons het 'n groot God wat wonderwerke doen, maar ons sien dit nou net nie lekker nie, maar ons glo dit. Nee, nie nonsens. Soek dit. Vra die Here om jou oë oop te maak sodat jy kan sien wat hy besig is om te doen. Ja, en ek praat van groot wonderwerke. Ek praat van genesings, ek praat van bekerings, ek praat van buitengewone staf. Vra die Here daarvoor. Miskien moet ons mekaar begin bid. Dis skeer hoe ons is, nee, nou jou kamermaat of jou ma of jou boetie of jou sussie het griep. Wat doen ons? Bel die dokter. Bid. Sê Here, maak asseblief gesond. Ja, en partykeer is die dokter nodig. Ja, en partykeer word hy nie so gesond nie. Dit beteken nie mag jy vra nie. Ons is te bang om sulke groot goed te vra, want sê nou het gebeur nie. God besluit of dit gaan gebeur of nie gaan gebeur nie. Jy hoef nie daaroor te worry nie. Vra. Verwag. Glo asof dit reeds gebeur het. Is dit so maklik? Ek wonder wat gaan in julle gedagtes nou aan. Yeah, right Frans. Come on, get a life. Ek het dit al baie gesê en ek gaan dit nou weer sê. Moenie my glo nie. Gaan try dit self. Gaan hierdie vakansie en verwag dat God amazing stuff in jou lewe gaan doen. En staan elke oggend op met 'n afwagting. Wat gaan die Here vandag doen? Kan nie wag om te sien nie. Ja, ons doen dit met serieusse, is dit nie? Ek kan nie wag die volgende episode uitkom. Ja. Get a life. Leef met daai afwagting oor wat God in jou lewe gaan doen. Ja, want ons het 'n groot God wat groot staf doen en wat jou die opdrag gee en sê, glo in my en vra en leef dan asof jy dit reeds gekry het. Het gaan ook oor die klein goedjies, ja. My kinders is al so, as ons by die mall inry, dan sê hulle, pa, ons feel lucky. En dan wil hulle maak krek, want ons ry altyd tot by die ingang. En dan kry ons 'n parking daar. Per ongeluk, lucky. Of is God ook 'n God met humor? Is God ook 'n God wat sê, ag ja, vandag gee jy jou plekkie daar by die deur. En volgende keer, nee, jy was lanklaas in die gym, ek dink jy moet verstop. Ek weet nie.
Maak jou verhouding met die Here oop vir die klein goedjies ook. En as jy bid en sê dankie vir die kos wat jy gekry het, maak dit 'n wonderwerk. En nie van selfsprekend nie. Want wonderwerke is ook klein. Die feit dat jy op universiteit kan wees, kan eksamens skryf, al die goed wat ek net nou genoem het, is wonderwerke. Maar sien dit raak vir wat dit is, en moet dit nie vir granted vat, en prys God daarvoor. Elke liewe dag. Dis scary. Ons bely al hierdie huge goed van God en oor wie hy is en wat hy is. Maar so min daarvan vat grond in ons lewens. So as jy 'n impak wil maak hierdie vakansie, soek hierdie wonderwerke en vertel vir die mense wat in jou lewe is wat God doen. Maak hom groot met jou stories. Julle is nou opgelei vir die uitreik. Ons het nou 'n hele paar oefeninge wat julle kan besig hou. Maar onthou nou, die oefeninge is in diensopleiding, né? Jy gaan nie eers gym toe en dan gaan hardloop die maraton nie. Hierdie is nou die maraton. So van vanaand af, wanneer die klok lui, wat gebeur op die einde van die diens, die ligte van die kerk gaan af of iets, ek weet nie. Dan begin jou uitreik. Dan is jy amptelik in diens van God. Ek deur jou, gaan maak 'n impak. Daar waar jy kom. Ek deur jou, gaan leef met 'n ingesteldheid van 2 Petrus. En kyk wat gebeur. Staan met afwagting. So Here, ek kan nie wag om te sien nie. Wys my, wys my, wys my. En hou aan met hierdie oefenprogram van 2 Petrus. Sodat ons 'n impak kan maak. Oral. Maar ons kom. Amen. Ek gaan nou vra dat jy, as jy die vermoedigheid het, nou nie onder druk voel nie asseblief, jou hand op die skouer sit van die een wat voor jou is, of langs jou is wat jy ken, sorg net dat die hand op elkeen se skouer is. En dan stuur ons mekaar uit. Dan gaan ek 'n gebed doen wat seën is, sodat jy die job kan gaan doen waarvoor God jou geroep het. So as jy vrymoedigheid het, sit jou hand op een langs jou of voor jou se skouer. Kom nou nie bang wees nie. Moenie nou nommers uitruil nie. Right, julle kan na die tyd die nommers kry. Kom ons bid. Here God, hierdie een persoon wat langs my is of voor my is of wie se skouer my hand is, seën hom, seën haar. Vul haar met die Gees, vul hom met die Gees op so 'n wyse dat hy of sy nie anders kan as om 'n impak te gaan maak hierdie vakansie nie. Herinner hulle aan wie U is en hoe amazing, awesome groot God U is. Maak ons lewens vol van prys en lof vir U. En Here, hierdie persoon aan wie ek raak, laat hy elke oggend wakker word met 'n verwagting. Wat gaan God vandag doen wat my laat stom staan van verbasing? Here, gee dat ons daai wonderwerke kan raak sien. Here, die hemel is oop en die genade stroom oorvloedig daaruit. Dat ons dit sien, dat ons dit beleef. Here, gee vir ons guts om 'n impak te maak. Dankie dat U ons wil gebruik. Seën hierdie persoon op wie my hand is, Here, en gee vir hom of haar die guts om hierdie uitreik voluit te doen. Ons loof U naam, want U is God. Amen. So, gaan julle dit doen? Stuur vir ons 'n SMS of 'n WhatsApp of 'n boodskap of wat ook al waar jy verwonderd staan oor wat God doen asseblief. Kom ons staan dan, sluit ons af.